Kan ons die Here vanmôre 'n handeklap gee? Hy's amazing. Kom ons trek ons hande vir so een oomblik in die lug. Here, ons kom loof U, ons kom prys U en thank you that you are worthy of all. Ons eer U, ons loof U. Dankie Here dat ons vandag 'n geleentheid kan hê om na U te luister. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Groet jou langs jou, voor jou. Jy kan sommer so sit. Maak 'n maatjie, kry 'n business deal. Soen jou vrou, jou regte vrou, jou vrou. As jy single is, vra jou langs jou. Dalk's hy single. Ons julle bedoel vir mekaar. Luister die baie welkom. Ek is so hier. Dis vir my so lekker om julle vanmôre hier te hê. Ek ontspan. Ons het week 1 genoem en jy kan dit gaan kyk as jy dit dalk gemis het. Ons het ons gekyk na 3 dinge wat ons nodig het om te balanseer en toe het ons het teruggetrek na ons finansies toe. Okay? En ons het die 3 dinge wat nodig was. Is die eerste ding is dat 'n regte verwysingspunt nodig gehad. Ek het 'n stok gehad om te ek kan eintlik nou die voorbeeld gebruik vir my om te balanseer moet ek na een ding kyk. Jy weet ek kyk na daai klok daar agter en dan weet ek as ek na hom kyk en ek het my hele fokuspunt dan kan ek gery. Maar sodra ek begin rondkyk, dan gaan ek balanseer verloor. So die eerste ding is ons moet 'n regte verwysingspunt en ons het verlede week huiswerk gegee. Alright, huiswerk gegee om te gesê jy gaan moet weet waarheen jou geld gaan. You have to know where your money goes. Alright, en van julle weet ek nie of dit gedoen het nie, huiswerk nie, maar in 'n geval om te gaan kyk na waar gaan jou geld. En jy gaan geskok wees om agter te kom dat jou geld gebaai na Plato toe. Want elke môre koop jy vir jou R40 se koffie vir elke dag en dan gaan jy agterkom eers jy met hierdie geld kon ek eintlik al 'n koffiemasjien gekoop het. Okay? So interessant. So die van julle wat dit gedoen het, baie mooi. Die van julle wat dit nie gedoen het nie, gaan na die skoolhoof toe. Alright. Julle is in die hoof se kantoor. Alright, so create 'n system waar jy heeltyd jou ook kan hou. Die tweede ding wat ons nodig het om te balanseer is ons het konstante regstellings. As ek hier myself balanseer en ek kyk op een plek, gaan ek die hele tyd my hand moet uitsit om te kyk, bietjie opper, bietjie affer en ek gaan die hele tyd konstante regstellings moet maak. En ons gaan so 'n bietjie volgende week daarmee afsluit 10-1 en die reeks klaarmaak want ek weet dis awkward om dit te wees. Ons gaan 10-1 klaarmaak volgende week, maar ons gaan bietjie kyk oor wat 'n konstante regstelling om te maak. En die derde ding is jy moet 'n duidelike doelwit hê. My doelwit is om te bly dat ek nie val nie. Dis my doelwit. Alright, dis my 'n massive doelwit. Ek weet wat ek besig is om te doen. Ek probeer op 'n lans bly en met die regte fokuspunt en corrections kan ek balanseer. So is die vraag vandag. Dis wat ek vandag wil doen. Ek wil vandag 'n vraag vra en dan wil ek hom graag beantwoord uit die Bybel uit. Alright? En die vraag is, wat is ons doel met ons geld? Dis die vraag. Wat is jou doel met die geld? Wat is daardie absolute een ding wat ek en jy behoort te doen wanneer dit kom by ons geld? Wat is jou persoonlike finansiële doelwit? Wat is die een ding wat jy probeer bereik wanneer dit kom by jou persoonlike finansies? En baie mense kan ek 10 in die mikrofoon vat en ek kan vir almal van julle die gee. En baie van julle het. Baie van julle kan môre sê, Erik, my doel in die lewe, my finansiële doel is net om vir my familie te sorg. Great. Dis 'n massive doelwit. Is 'n massive doelwit om te kan sê, Erik, ek wil graag vir my finansie, ek wil graag vir my familie sorg, maar as dit jou enigste goal is om net vir jou familie te sorg en die res van die goeders kry nie aandag nie, dan kan ek vanmôre vir jou sê, jy kan balanseer nie, jy gaan wanbalans wees. Dit gaan absoluut man. Ek het al hoeveel mense in my lewe ontmoet, ryk mense in my lewe ontmoet, wat dit is so moeilik om te gee vir hulle. Hulle is so stingy wanneer dit kom by ander goeders, maar man, hulle families is uitgesort. Hey, my mat, as jy 'n familielid is van hulle, kan ek jou nou sê, word jy uitgesort. En as dit al jy doen is, dis 'n wanbalans. Baie mense sal vir my sê, Erik, ons goal, ons finansiële goal is om net soveel as moontlik geld te maak. Hey, daai's great. Ek love daai goal. Dis amazing, dis goed om geld te maak, dis belangrik. Maar as dit alles waarop jy fokus en jy lek die res van die goeders, dan gaan ek vermoed dat jy kan sê jy nie kan balanseer nie. Want al wat jou kant is, jy balanseer net na geld maak en jy is nie gebalanseerd nie. Jy is nie gebalanseerd nie. As jou doel is net om geld te maak, beteken dit nie jy kan geld bestuur nie. Jy kan geld maak, maar jy kan nie geld bestuur nie. Aan wanbalans. Ander mense se doel is om te spaar. Hey, daai's goed. Jy spaar, so die kans is goed dat niemand eintlik meer by jou wil bly nie, maar in 'n geval. Want hulle met jou boude smeek vir R10. En al wat jy is jy spaar. Wat weer eens great is, maar dit is alles wat jy kan doen, en alles wat jy het, is jy absoluut in 'n totale wanbalans. Jy kan spaar, maar jy sukkel om vergewig te wees. Jy spaar so, jy sukkel om vir jou kinders nuwe tekkies te koop. Jou kinders se toontjies is al deur daai tekkies, maar jy koop nie, want ons moet geld spaar. Want dan is absolute wanbalans.
Dis op aanbalans. Hoor mooi het ek nou, as julle nou gehoor het ek gesê jy mag geld spandeer. Hoor julle, okay. Right. Anders ander mense, die ander doelwit dink ek as mense, ek dink as mense van 'n ander planeet, as daar nou aliens was, right? As daar nou aliens was. Hoor nou. Moet nou nie gaan vertel ek sê daar's aliens nie. As daar was, okay? En hulle kyk na ons, hulle kyk na jou en hulle sien jou, dan dink ek sal hulle sê, o, hierdie ou se enigste doelwit in die lewe finansiëel is om te spend. Hey, spend, dis soos 'n sport vir jou. Jy spend net. En niemand sal vermoere die mikrofoon vat en sê, ja Erik, dis my doelwit nie. My doelwit is om soveel as moontlik te spend nie. Maar as jy vermoere sit en jy het 'n klomp skuld in jou lewe, dan beteken dit was die dryfkrag. Dit beteken dat jy het tog gespend. As jy meer spend as wat jy inkry, dan is dit jou dryfkrag en ek wil vanmôre vir jou sê as jy totaal en al uit balans uit. Vrouens, moet ek iets sê? Sê dit! Julle spandeer soveel tyd in 'n mall om te soek vir iets wat julle nie nodig het nie. Dis nie nodig nie, okay? Ek gaan nie eens die woord Shein gebruik nie, want dis 'n vloekwoord, okay? Manne. Ek ken daai plek al onder met die naam Leroy. Ek ken hom. Jy gaan in vir 'n R5 skroef en jy kom uit met 'n R5000 se rekening. Alright, ek ken dit, alright? En dit is partykeer dit. Ander van julle se doelwit in die lewe, sal ek sê, is of jy's bietjie meer konservatief, jy weet. Wanneer julle is bietjie meer konservatief en sê Erik, my doel is eintlik net om finansiëel vry te wees. Wat weer eens ongelooflik positief is, maar wat beteken finansiële vryheid vir jou? Beteken finansiële vryheid vir jou juist dat jy kan spend wanneer jy wil? Beteken finansiële vryheid vir jou om te kan spaar, om te kan meer gee, om te kan wat beteken finansiële vryheid vir jou? Want hoeveel van ons het nie al stories geluister op TikTok of op Facebook van mense wat absolutely miljonêers geword het en hulle het hierdie ongelooflike besigheid gehad en miljonêers geword en 5 jaar later is hulle bankrot. Want hulle wou net finansiëel vry gewees het, maar hulle het geen idee gehad wat beteken finansiële vryheid vir hulle nie. So ek wil vanmôre die beste wat ek kan, wil ek die vraag beantwoord vanmôre vanuit die skrif uit. Wat is hierdie een ding wat ek en jy behoort te doen? Wat behoort my en jou te dryf in terme van ons persoonlike finansies? Wat moet ek en jy, wat is die een ding wat my finansiële besluite moet oorneem, wanneer dit kom by spaar, wanneer dit kom by spend, wanneer dit kom by gee, wanneer dit kom by my salaris, wat moet my dryfkrag gee? En ons 'n storie in die Ou Testament, 'n gebeurtenis in die Ou Testament, waar ons hierdie beginsel gaan leer vanmôre, om wat te doen met ons geld. Wat moet ek en jy behoort te doen met ons geld? En dis 'n storie, en ons gaan hom vir jou vertel, maar voor ek die storie vertel, wil ek heeltemal upfront met jou wees met hierdie storie, en ek wil regtig hierdie veel môre sê, voor ek eers begin preek, wil ek môre sê, hierdie is bevrydend, okay? Luister hier, ek kan vanmôre, nee, God kan vanmôre jou hele lewe verander, as jy vanmôre luister, right? Ek kan nie vir jou sê, die ongeweldige vryheid wat daar is, die oomblik wanneer jy balans vind in jou finansies nie. So ek wil hierdie vanmôre vir jou sê, upfront, en ek weet van julle gaan, as julle hoor wat ek gaan sê vanmôre, gaan jy so 'n bietjie skrikkerig wees, en jy gaan dink, okay, maar moenie vrees nie. Jy gaan met 'n berg, jy gaan sonder 'n bergie uitstap vanmôre. Alright? Al wat ek vanmôre wil hê is jy moet net luister. Kerk, hoor mooi. God soek nie jou geld nie. Hoor mooi. God soek nie iets van jou nie. God soek iets vir jou. En daarom wil ek hê jy moet vanmôre relax. Hier is nie giving ding, gaan nie jou boude lek om vanmôre iets te gee nie, niks nie. Right? Al wat ek vanmôre wil hê is, ek gaan net kyk na wat is jou doelwit in die lewe nodig? Wat is jou doelwit wanneer dit kom by finansies? En man, dis life changing. Okay? Daar's 'n storie in die Ou Testament. Dawid was die koning op die stadium van Israel gewees. Yes, man, hy was 'n ongelooflike koning. Hy het alles bereik wat hy wou, hierdie Dawid. Koning Dawid het alles reg gekry. Hy was 'n plek op sy lewe gewees waar al sy vyande gewen het. Al die stede in die omgewing het hy gewen. Hy het almal oorheers en Israel was eintlik op 'n plek in hulle lewe gewees waar daar net vrede was. Hulle het die oorhand oor almal gehad en al die ander dorpe en stede was jaloers gewees op Israel want hulle het net alles gedoen. Hulle het net die beste gehad. Hulle was net die beste van die beste. En koning Dawid was absolutely on top of the world. Hy was die myn man, mense het liedere oor hom geskryf en hy was net hierdie absolutely myn man, Dawid. En eendag terwyl Dawid so loop in sy paleis, kyk hy by die venster uit en ek verstaan nie hoekom hy by die venster uitgekyk het, die Bybel verduidelik dit nie. Maar hy kyk so by die venster uit en hierdie massive paleis van hom
met al hierdie mooi goeders en al hierdie ongelooflike staf, die mooiste plek wat jy in jou lewe sou gesien het, kom Dawid en hy loop by die venster verby en soos hy by die venster uitkyk, sien hy, eers maar ek bly in 'n paleis, maar God bly nog in 'n tent. Die tabernakel. Kom ons verstaan gou vinnig die woord, tabernakel. Sien, die tabernakel is eintlik net een groot tent gewees, en in die middel van die tent was die allerheiligste gewees, en in die allerheiligste het die ark gebly. Okay? Die ark, kom ons verduidelik daai woord, die ark was eintlik net een groot stuk houtboks, gemaak binnekant is hy gemaak van goud, en Israel het dan belangrike goed daarin geberg, soos byvoorbeeld die 10 gebooie van Moses. En hierdie ark moes oral saamtrek waarheen Israel gaan. So waar Israel ook al gegaan het hierdie ark gegaan, en dan het hulle hierdie tent opgeslaan met die allerheiligste, en dan het die ark in die middel gebly. So dis eintlik oral. Maak nie saak waar hulle gaan het, of hulle nou vir 'n dag gaan kamp het, en of hulle vir 10 dae gaan kamp het, of hulle gaan wat ook al, hy moes oorgaan. Hierdie mense het geglo dat die ark was die teenwoordigheid van God. Alright? Hulle het geglo, dis waar God bly. Prys die Here, God bly nou in ons hart, as gevolg van die Heilige Gees, maar dis 'n ander gesprek vir volgende maand. Alright? Maar hulle het geglo, dis waar God bly. En hier kom Israel op 'n plek in hulle lewe, na hulle almal gewen het, na hulle almal gefight het, na hulle alles gedoen het, is hulle op 'n punt in hulle lewe waar hulle meer permanent bly. So hulle het nie meer nodig om te toer nie, hulle het nie meer nodig om te gaan beklei nie, en hulle besluit toe om 'n meer permanente plek te bou, en dis waar nogal snaaks genoeg Jerusalem vandaan kom, en met hierdie paleis. Jerusalem met hierdie paleis, en is hierdie business people, en is hierdie besigheid, en hierdie geboue, en Jerusalem was net ongelooflik. Maar God bly steeds in 'n tent. En Dawid kon dit nie meer vat nie. Dawid het by die venster gestaan en gesê, man, kyk hoe lyk hierdie plek waar ek kan bly, is amazing. Maar God bly steeds in 'n tent. Kan nie so wees nie. En hy praat met God. En hy sê vir God, luister die, ek wil graag 'n plek bou vir jou. Ek wil vir jou 'n plek bou. Hoor mooi, ek gaan vir jou 'n plek bou. Ek gaan vir jou 'n tempel bou so groot soos wat ek moontlik kan, en die beste wat ek moontlik het, gaan ek vir jou bou. En God kom na Dawid toe en praat met Dawid en sê, Dawid, ek kan nie toelaat dat jy dit bou nie. Jy het te veel bloed op jou hande. Jy's 'n man van oorlog. Jy het al te veel mense doodgemaak, en as gevolg van al die bloed op jou hande, kan ek nie toelaat dat jy die tempel van God bou nie. Jy sê, Dawid reageer totaal anders as wat ek en jy sou reageer. Men ek en jy sou dadelik gereageer het gesê, God, gee, just stupid. Ek jy het toegelaat dat ek beklei. Jy het my gemaak 'n warrior. Jy wou gehad het ek moes al daai oorlog voer, en nou diskwalifiseer jy my om die tempel te bou. Dit werk nie so nie. God, dis nie hoe dit werk nie. Maar Dawid reageer totaal en al anderste. En hy sê, okay, as ek dit nie kan bou nie, fine, maar laat my seun dit bou, Salomo. En God sê, dis 'n plan. Die oomblik as jou klein seentjie groot word en hy die koning word, kan hy die tempel bou. En Dawid is so pumped up om hierdie tempel te ding, dat hy so lank begin om te kyk of hy al die geld bymekaar kan maak, en hy kry so lank die beste argitekte om hierdie goed te bou en bymekaar te maak, sodat wanneer Salomo groot word, dan bou hulle die tempel. En dit is presies wat Dawid gedoen het. Die argitekte het ingekom, hulle het die beste plek gebou wat hulle bymekaar kon kry, die mooiste tempel wat hulle in die hande kon kry, of kon design, het hulle gedesign, en Dawid was besig om die geld in te samel. Yes, en hy het na die minister van Finansies toe gegaan en gesê, luister, van hierdie maand af begin ons as 'n dorp begin contribute towards die bou van die tempel, en die minister van Finansies het gesê, dis 'n great plan, ek is in. En toe gaan hy na al die business ouetjies toe, en hy sê, luister, die besigheid julle, as jy besigheid in Jerusalem het, ons gaan 'n tent bou, ons gaan 'n tempel bou vir God, en ons het nodig dat jy saam met ons hier is jy in? En die business ouens is, yes, ons is in, en hulle het begin contribute, honderde en honderde kilogram goud en silwer om die tempel te bou, en toe kom Dawid, en Dawid sê, okay, maar wag, nou is dit my beurt. Ek wil ook ietsie bydra. En die Bybel sê, hy het na sy stoorkamer toe gegaan, en honderde op honderde kilogram silwer en goud uit sy persoonlike kapasiteit gedonate vir die bou van die tempel. Ek wil geweet hoeveel geld dit is. So ek het so 'n bietjie gaan search. Ek het gaan search, slim ouens reken, dat Dawid homself het oor die 200 biljoen rand. Hoor mooi, nie ba. Maar daai ba vir bet. Biljoen rand geskenk uit sy eie persoonlike kapasiteit vir die bou van die tempel.
En die Bybel sê die mense was so vrygewig geweest, so pumped up om 'n tempel te bou, dat dit net biljoene rande ingestroom. En in die middel van al hierdie geld en al hierdie goederes wat ingestroom het, kom Dawid en hy bid iets. En dis waar ons vanmôre ons antwoord gaan kry. Wat is die een ding wat my en jou moet dryf? Wat is die een ding wat my en jou die dryfkrag moet gee wanneer dit kom by ons persoonlike finansies? Check die gebed. 1 Kronieke 29. As jy nie weet waar is Kronieke nie, moenie waarin ek het ook gesukkel. 1 Kronieke 29 vers 11 tot 12. Aan U, Here, behoort die grootheid, die sterkte, die luister, die roem en die majesteit. Ja, alles in die hemel en op aarde. Aan U, Here, behoort die koningskap en U is as hoof verhewe bo alles. Rykdom en eer kom van U af en U regeer oor alles. En in U hand is krag en sterkte en dit is in U hand om enige iemand groot en sterk te maak. En Dawid kom met al hierdie miljoene, biljoene rande, kom hy en hy bid en hy sê, Here, hierdie is nie myne nie. Aan U behoort dit, Here. Aan U behoort die grootheid, Here. Aan U behoort die sterkte. Here, aan U behoort die rykdom. Met ander woorde sê hy, Here, alles wat ek besit en alles wat ons hier sien, Here, is nie myne nie. Dis U sin. It's all about you. It's all about you. Alles in die hemel en op aarde, Here, is U sin. En alles wat ek uit my stoorkamer uitgebring het, Here, om te donate vir die tempel, is U sin, Here. En alles wat die mense geskenk het van businesses, om die tempel te bou, Here, behoort aan U, Here. En alles wat ook hier sien, Here, is U sin. En hy gaan aan Dawid in hierdie gebed en hy sê, God, die rykdom, en hy sê, God, die rykdom en eer, Here, kom van U af, God. Kom van U af. U is die koning van alles wat ons sien, Here. Net aan U behoort alles en aan, nie net behoort U aan alles, of alles aan U nie, Here, maar U gee ook alles. My rykdom wat ek soos kom van U af, Here. Die rykdom van die mense en die business people kom van U af, Here. Alles wat ons hier sien kom van U af. En U hand is die sterkte, sê hy. In U hand is daar krag. Here, alles in die lewe wat ek bereik het, kom van U af, Here. Alles wat ek in die lewe gedoen het, Here, is omdat U my die krag gegee het. Alles wat mense my sien gedoen het en gedink het, wow, dis amazing, is nie omdat ek goed is, Here, maar is omdat U my die eer gegee het om dit te doen, Here. U het toegelaat dat ek my gawes gebruik, Here. U toegelaat dat ek die talente gebruik vir U, Here. Dit kom in elk geval van U af, Here. Alles is U sinne. En ek dink as jy so 'n bietjie daar was, kan jy nie vir Dawid gesê, "Skus Dawid, ek wil nou nie inchip op jou gebed nie." Maar daai is moeilik 'n bietjie, né? Ek het jou gesien. Ek het gesien hoe jy die fight gaan fight het. Nie die Here nie. Ek het gesien hoe jy besluite gemaak het. Ek het gesien die opofferings wat jy moes maak. Ek het gesien hoe moes jy weghardloop. Ek het gesien hoe jy moes beklei. Ek het gesien hoe jy moes mense doodmaak. Ek het gesien hoe jy moes wys. Nou sê jy vir my, dis die Here wat dit vir jou gee. Ek weet daarom nie, Dawid, jy het jouself in hierdie posisie ingewerk hou. Baie maklik. Ek weet daarom nie of alles van die Here afkom nie. Dawid, come on, jy's talentvol, my ou. Ek het gesien hoe jy dit doen. En Dawid antwoord hier en hy sê weer, nee, luister, ek kan nie die krediet kry nie. God is die een wat geëer moet word. God is die een wat my die krag gegee het. God is die een wat my die wysheid. Alles wat julle hier sien behoort aan hom. My krag behoort aan hom. Honor behoort aan hom. Talente kom van hom af. My vermoë om te beklei kom van hom af. Die vernuf wat ek het kom van hom af. Die volharding wat ek het deur in 'n oorlog, alles kom van U af. Alles behoort aan U. Hy eindig hierdie gebed, hoor mooi, in vers 13 en 14. Hy sê, daarom, ons God, prys ons U, en loof ons U luisterryke naam. En wie is ek? En wie is my volk? Dat ons in staat is om vrywillige gawes soos hierdie te gee. Ja, van U kom alles, en uit U hand het ons dit aan U gegee. Here ons God, al hierdie rykdom wat ons so gereed kry om vir U huis, vir U 'n plek te bou, is uit U hand en behoort alles aan U. Ek dink dis amazing. Ek dink ons moet vir 'n oomblik hier stil staan. Alles kom van U af. En daarom, Here, gee ek dit weer terug vir U. Dink vanmôre 'n bietjie oor. Dink vir een oomblik vanmôre. As alles wat ek en jy nou sien aan God behoort, as alles wat jy het vanmôre,
aan God behoort, dan dink ek is daar net een ding wat ek en jy ons doelwit kan maak, wanneer dit kom by ons persoonlike finansies. Een ding, wat ek en jy onsself kan vra is, Here, hoe kan ek U met alles eer? Here, as alles van U afkom, die kar wat ek ry, die huis waar ek bly, die salaris wat ek kry, alles kom van U af, Here, dan dink ek is die een ding wat my en jou finansiëel moet begin dryf. Dis, Here, hoe kan ek U vermoere met my finansies eer? En dit is maklik. Dit is maklik om het, as jy R10 salaris kry om R1 te gee. Hey man, as jy 'n bietjie langer bly, gaan jy R10 en R1 op die vloer optel. Iemand het verloor. Dis okay. Dit is maklik vir ons om vermoere R10 te kan sê, ja, okay, R10 is nie easy. R10, jy kan nie so chocolate koop met R10 nie. Nee, wat van R100? Jy weet, R100. 1000. Nee, Here, ek kan nie R1000 gee nie. Nee, Here, wag, ek kan nie. 10.000. Ek kry dan R100.000 salaris, nou moet ek R10.000. Nee, Here, dis daarom baie geld. En die rede hoekom ons so dink is, want ons dink steeds dat ons geld is ons. Dit is die probleem. Ons dink dat ons geld is ons. En baie van ons sit met hierdie denkwyse wat ons dalk geleer is by 'n ander kerk of 'n vorige kerk of in die ou gemeentes geleer is dat, Here, ek gee vir jou 'n sekere persentasie, maar die res is myne. Ek sal met dit doen wat ek wil doen. Jy kry jou kat, maar los myne uit. Ek sal besluit wat ek met myne wil doen. Ek kan doen met myne wat ek wil, en dis nie 'n gesonde uitkyk nie. Want die Bybel leer ons nie om God net te eer met 'n persentasie nie, die Bybel leer ons om God te eer met alles. Want is nie ons sin nie. Dit is in elk geval God se. Luister, as jy my Mahindra wil leen, ek het 'n Mahindra, hy het 'n hak op. As jy hom wil leen op vakansie, want jy sê vir my, ek wil graag op vakansie gaan, en ek wil jou Mahindra leen, met 'n korte hak, sal ek 'n 10 toelaat? Hier is die vraag, hoeveel persentasie van die kar wil ek hê moet jy na kyk? Net 10%? So jy gaan nou terugkom na my toe en sê, Jesus, ons het lekker gekamp, luister, ek het daarom die driver seat so 'n bietjie vir jou gestofsuig, die res aanlakkie, buddy. 10% is reg. Nee. Inteendeel gaan meeste van julle, as julle ooit my kar leen, gaan 10 en meeste van julle die kar op 'n beter toestand teruggee as wat julle hom gekry het. Ja. Ek het 'n belofte gemaak aan my vrou, ek het 'n belofte gemaak aan God en my skoonpa, gesê, luister, ek gaan na Alicia kyk 10%, ek sal haar 'n bietjie kos gee en haar hande was. Die res gee ek nie eintlik om nie. Nee, ek het 'n belofte gemaak, ek sal 100% na kyk. 100% na kyk. Verstaan? Ons het hierdie en dis hoe God ons staf sien. Ons dink dat God sien ons staf net 'n sekere persentasie en as ek net hierdie sekere persentasie kat kan gee, is alles kyk. God kyk na ons staf om te sê, ek kyk na alles. Alles. En die vraag is, hoe kan ons God vermoere eer met alles? Dit gaan nie oor giving nie, relax, ons gaan nou vir jou vertel, het gaan nie oor giving nie, inteendeel, jou laaste stap in die lewe is giving. Maar as ek dink daar moet 'n duidelike doel, die duidelike doelwit wanneer dit kom by jou salaris, wanneer dit kom by spaar, wanneer dit kom by leen of gee of spend, is wat jy jouself moet vra is, Here, hoe kan ek U eer met alles? As jy vanmôre sit en dit maak jou bang en jy sê, Erik, dit maak my bang want ek is so bang God soek iets van my. As ek hom nou ewe skielik sê, Here, ek wil U eer met al my finansies, daar gaan God iets van my soek. Kan ek vir jou gou vinnig sê 2 goeters, as God iets by jou wou gehad het, het hy lankal by jou gevat. Tensy jy dink God is net 1 meter hoog en jy kan hom wegskop. En dan het jy 'n totale verkeerd, want ek kan nie dink my God is groot. Okay? En die tweede ding wat ek vir vanmôre wil sê is, as God soek nie jou geld nie. God wil nie jy geld met jou hê nie. Hoe weet jy dit? Van ons 'n Bybelvers wat sê God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gestuur het om iets sodat hy iets van my en jou kan kry. Is dit hoe die vers gaan? Nee. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gestuur het sodat jy wat aan hom glo en nie verlore sal gaan nie, sodat ek iets vir jou kan doen. Kerk, God wil iets vir jou doen. Hy soek niks van jou nie. Hy soek net mooi niks van jou nie. Hoor mooi, hy soek niks van jou nie. God is hier vandag om iets vir jou te doen. Hy het namens jou sy seun gestuur om te sterwe sodat jy 'n lewe kan hê. Hy wil alles iets vir jou doen. Daarom gaan dit nie vir my oor 'n randjie in die mandjie nie. Daarom gaan dit nie vir my oor die geld wat jy gee nie. Daarom gaan dit nie vermoere oor giving nie. Dit gaan vermoere oor, Here, hoe kan ek God eer met alles in my finansies? Die vryheid wat daarmee gepaard gaan. Julle,
Dis overwhelming as jy op daai punt kom waar jy besef niks is meer joune nie. Dis God se. Ek kan nie vir julle sê hoe lekker slaap ek in die aande en wakker te word in die môre en te weet ek hoef te worry oor geld nie, maar dis nie myne nie. Dis God se. Ek kan nie vir julle sê hoe lekker dit is om in die môre op te staan en te weet niemand gaan my bel om te vra wanneer gaan ek hulle betaal nie. Ek kan nie vir julle sê hoe lekker dit is as wat die kinders van my vra, papa kan ons 'n sweetie kry en ek kan sê yes, ek kan vir julle 'n sweetie koop. Ek het nie nodig om te worry oor waar gaan geld vandaan kom, maar ek wil nie myne nie, dis God se, dis vryheid. Yes. En ek het op 'n punt in my lewe waar ek geleef het, myne. Wat is ons eerste kind se woord? Myne. Jy hoef jy kind te leer nie. Dink mooi, jy het nog nooit jou kind vertel, ons moet hulle leer mamma en pappa, jy moet hulle nooit te leer myne nie. Hy weet dis myne. Hy weet. Inteendeel, dis ek my vingers so like die hond om my gebyt omdat hy gedink dit is syne. En ek wou hom gevat het en gesê nee, dis myne. En hoe meer ek het, hoe meer ek het, hoe minder vrede gaan jy hê. Imagine om myne, en nou het jy 'n handvol goed. Nou moet jy dit verseker, jy moet dit oppas, jy moet seker maak, almal pas dit op, jy moet seker jy verloor dit nie. Wat se vrede is daarin? Niks. Sê net Here, dis U sin. Die overwhelming. Die hoeveelheid goed wat jy het, bepaal nie die vreugde. Bepaal nie jou vreugde nie. Jou vreugde word bepaal deur of jy kontrol vat, en of jy vir God die kontrol gee in jou lewe. Okay, Erik, ek's amper klaar. Ons hoor jou. Gee my die huiswerk. Wat moet ek doen? Ek verstaan dit, alles is nou God se nou. Ek verstaan dit en ek het dit. Wat moet ek doen? Gee my die huiswerk. Wat kan ek doen? En hier is my antwoord. Ek weet nie wat jy moet doen nie. Ek weet nie. Maar jy kan wel vanmôre begin bid en sê, Here, help my. Here, wys my wat ek kan doen om wat kan ek doen om my finansies om U te eer? Here, ek weet nie vanmôre eintlik waar om te begin, Here. Ek het gehoor dat ek hier vanmôre met 100% van my goed moet eer en ek weet nie waar om te begin, Here, maar leer my, wys my, Here. Dalk vir jou is dit om meer te gee. Dalk is dit vir jou om na jou budget te gaan kyk en te sê, yes, ek het R10,000 'n maand oor. Ek kan seker die kerk ten minste R100 gee. Dan kan ons vir mense sorg. Dalk vir jou is dit om te spaar. Dalk gaan jy na jou lewe kyk en Here gaan vir jou vra, luister Erik, ek wil al wat ek wil hê is ek wil hê jy moet spaar. Ek wil hê jy moet van jou geld wat jy so oor het in 'n maand begin wegsit in 'n 30-day notice of in whatever en 'n spaar. Kry vir jou 'n finansiële adviseur, vra wat kan ek met daai geld doen? Van ander van julle, dalk moet jy begin budget. Ek weet nie, dalk van julle om God te begin eer, moet jy begin budget. Jy lewe geen met 'n budget nie, jy het geen plan nie en dalk moet jy begin beplan vir jou toekoms. Ek weet nie, van julle dalk moet begin minder spend. Van julle moet dalk na julle motorhuis toe gaan en julle garage oopmaak en agterkom daardie 2 jetskis en bote. Ons het nie eens 'n dam hier nie. En dalk kan ek dit verkoop. En ek kan die geld vat en dit vir meer produktiewe plekke gebruik of op ander plekke gebruik of vir die kinders kos koop of wat ook al. Ek weet nie wat dit is nie. Ek weet nie. Ek het 'n klomp voorbeelde, maar die vraag wat ek moet vra, die vraag wat ek wil hê vanaand vra is, Here, vanmôre vra ons, Here, hoe kan ek met alles U eer? Hoe kan ek met alles? Dit is so bevrydend. Ek voel sommer vanmôre hoe mense se lewens transformeer. As jy agterkom, is nie jou geld nie, is God se geld en al wat jy vra is, Here, kyk U na my geld, wat moet ek doen? En ek hoor vir sê, dis 'n gebed wat ek kan jou beloof God sal beantwoord. As jy vanmôre hier sit en jy sê, ja, maar ek dink nie God praat nie, ek dare jou. Ek double dog dare jou. Ons is kinders op skool, ons double dog dare mekaar. Ek double dog dare jou vir die volgende week of vir die volgende maand van Junie. Sê, Here, hier's my geld. Hoe kan ek U eer? Ek double dog dare jou. Dis 'n gebed wat God sal beantwoord. Maar hier is die catch, ek's klaar. Voor jy God kan eer met jou geld, gaan jy eers jou hand moet oopmaak en jou geld surrender aan God. Dis die catch. Het jy dit ooit gedoen? Het jy ooit jou hande oopgemaak en sê, Here, hier is my rykdom, hier is my salaris. Here, hier is my saving account, hier is my bank. Hier is dit, Here, ek gee dit vir U. As dit jou vanmôre bang maak om te sê, Here, ek weet nie of ek my geld vir U kan gee nie, so moet jy God nog nie vertrou nie. Gee dit vir die Here. Ons almal gee ons kinders vir die Here.
Baie van ons het al ons werke vir die Here gegee. Ons gee ons huwelike vir die Here, en ons stop. Te sê, Here, hier is my rykdom. Surrender. Ek het 'n song saamgebring met ons 10 teen gou. Ek gaan ons gesang luister. Sy saam met my vir die volgende maand. Net sê, Here Jesus, surrender. Tyds min, julle. As jy nie vermoere gaan surrender jou finansies, gaan die Here jou finansies vat vir iemand anders te gee wat dit gaan vir hom eer.